Glo dit as jy kan. Adele Reinders het ongeveer 60 boeke op Amazon vir Kindle, vir as jy dit self wil lees. Regtig. Ek weet, ek het dit self daar gesit, maar nou is dit nie meer daar nie. Iemand sê vir my, ek soek daai boeke van jou op Amazon, daai waarvan jy op jou YouTube kanaal praat, want ek kies om self te lees, en ek het 'n Kindle, maar toe kry ek niks. En ek gaan kyk en sien, wee, dit is waar. Adele Reinders is nie meer daar nie. Ja, dit is mos die lewe net. Sodra jy dink jy is uitgesorteer, dat jy reg is om die volgende stap aan te pak, dan word die mat onder jou voete uitgeruk. Ek is nie die eerste een nie, en sal beslis ook nie die laaste een wees nie. Maar ek het dit eintlik sien kom. Ek kon lankal nie meer by die e-posadres uitkom, waarmee ek oorspronklik my Amazon profile en boeke opgesit het nie. Maar ek het dit intussen verander. Let wel, en dit was reg. Vreertjie, toe begin hulle weer goed na die ou e-posadres stuur. En hoe meer ek vir hulle probeer verduidelik, dit is nie meer my e-posadres nie, hoe minder antwoord hulle my. No reply. En hulle vra my heel eerste selnommer, waarheen hulle allerhande nommertjies stuur. Daai een wat ek ook 5 jaar gelede al by hulle verander het op my profiel. Ek kon nog voortbeur daar, so krippel, maar nou het dit blykbaar heeltemal gecrash. En dit is die nare ding van Amazon. Daar is niemand om mee te praat nie. Jy kan nie jou issues aan 'n mens verduidelik nie. Hulle is gesig en mensloos. En hulle voel zilch, vet, mooi, nokkel vir jou, glo my. Ek is terug op blokkie 1. Ek wou eers opgee, toe dog ek, nee, drolletjie, kom dan begin jy maar van vooraf. En nou hoop en bid ek maar, hulle ban my nie weer, as my nuwe profiel nou opkom, en hulle agterkom, dit is alweer ek nie. Amazon is wat my aanbetref steeds die beste platform om jou e-boeke op te publiseer, want hulle betaal gereeld, hulle is oral. Maar as jy nodig het om 'n issue met hulle op te volg, bestaan daar nie mense nie. Daar is niemand om mee te praat nie. En dan karring mense so vol stossete, met een poot op die grond geanker in sirkels rond. Daar kom so AI vraagie op, wat vra, wat is jou probleem? Dan jy het keuse tussen 3 vrae, wat nie naaste by die issue is wat jy het nie. En dan soek hulle jou e-pos, en jou paswoord, daai oue, wat jy nie meer het nie, en jou selfoonnommer, daai een, wat jy ook lankal nie meer het nie, en reeds verander het op daai profiel. Iemand beveel Draft to Digital aan, om op te publiseer, maar ek weet nie, ek het Amazon leer vertrou. So kom ons kyk maar, as ek nou oorbegin. Dit gaan lank vat, om weer te kom waar ek was, met die ongeveer 60 boeke wat daar was. So ek sal my elke dag so ietsie doen, opsit, al is ek vrek besig elders, ook om te probeer brood en botter maak. Die eerste boeke wat ek nou weer opgesit het, is Die Buffalbul van Inyatikulu, E-pos vir my 'n droom, tydelik vir altyd, Die bykans 100 jaar oue man, en Rondom middernag. Dit maak mens voorwaar moedeloos, as die leer waarteen jy op probeer klim het, onder jou voete uitgeskop word. Maar miskien het die volgende leer 'n sparretjie of 2 meer. Intussen kan jy nog steeds gratis gaan luister na my audioboeke op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke, en jy kry al daai volledige e-boeke op podcast of snitlyste. Nou ja, dis my storie vir die dag. Ek hoop julle sin is beter.